Baie welkom by vandag se luistermeditasie in hierdie tyd van Pase. Dit is vandag Woensdag 14 Mei 2025. Die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Johannes 10 van vers 22 tot 30 uit die 1983 vertaling. Neem 'n oomblik om jouself voor te berei vir vandag se stilte tyd. Steek 'n kers aan, raak bewus van jou asemhaling, jou sit daar waar jy is, voete op die grond en asem in 'n paar keer diep in en uit. Ek gaan vir ons voort met besonderse woorde van die skrywer Ernst van Heerden. Ek weet nie watter uur of verre dag u lewe stil in myne ingevloei en ingesink het, soos bergwaters wat al ou beproefde bedding ken. Ek was daarop so gans onvoorbereid, dat dit 'n ligte skok was om te weet, ek dra nou iets van buite saam wat innig, onvervreembaar deel geword het van my onbeskonde self, soos oeverstruike deel is van die groot rivier, en die stil en wye draaie met wilgerflarde toegesoom, wat die water en die wolkespel weerspieël. Al sal die jare in hul seker gang ons ver verwyder, u anders of selfs vreemd laat word. Niks kan my ooit weer laat vergeet dat eens 'n stormvloed gedruis het deur die droë lope van my hart en dat van toe tot aan my dood ek elke oomblik ongemerk kan wy aan die liefde vir u beeld in my. Ek lees vir ons Johannes 10 vanaf vers 22 tot 30 uit die 1983 vertaling. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand trek nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Dit was winter, herinner die evangelieskrywer ons. Dis winter in Jerusalem, en bewolk en mistig vir hulle wat wag op 'n Messias. Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? Maar dis ook die vraag van hulle wat saam in die evangelieskrywer in die nadraai van Jesus se hemelvaart en die eerste bloeisels van die vroeë kerk moet sin maak van Jesus se uitgestelde wederkoms.
Vele winters het gekom en gegaan. Vele gelowiges is vervolg. Johannes, die laaste van die 12 apostels, onthou 'n winter in Jerusalem, toe daar 'n onsekerheid oor Jesus as Messias geheers het in die stad. Hoe lank gaan U ons nog in onsekerheid hou? Die winter is onvermydelik. Twyfel en onsekerheid is deel van die reis. Maar oor die winter dig NP van Wyk Lou die volgende. Nou lê die aarde nagte lank en week in die donker stil genade van die reën. En skemerhuise en takke daliks bleek deur die wit mistigheid en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeut en blaar en ver en naby alles duister bind in vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons se helder middag skielik sien, die gras blink en die jong graan teen die hange en weet dat alles die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis? Hoe lyk die groei se stil geheimenis vir jou in hierdie winter? Johannes kom herinner ons dat die groei nie lê in beter insig en kennis oor die hoe, die wat en die wanneer van die Messias nie, maar in tuiskom en behoort, in geloof en gehoorsaamheid, in wortel skiet en groei diep in die lewensaar in. Om tuis te kom in sy kraal, as syne, sy kudde. Daarin lê die troos, dat ek met liggaam en in siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar in my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Dat hy met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal het, en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos het. Hy bewaar my, op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe.
My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. So sê Jesus, ons Messias. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Amen.